Dag sê. En vandag gaan ek julle 'n vinnige verduideliking gee van wat 'n profeet is. Kom ons kyk gou daarna. 'n Profeet volgens die Hebreëse skrif, Naba, to speak or sing by inspiration. Dis die definisie. Kom ons kyk verder wat sê die skrif. Deuteronomium 18 vers 18. 'n Profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. Dit gaan oor God se woord op die profeet se mond. Hy wie sê wat God sê, hy se profeet. God lê sy woorde in sy mond. En as jy enigiets anders sal sê wat God jou nie beveel het, kan dit verder gaan lees. As jy enigiets sê wat God jou nie beveel het nie, dan is jy 'n valse profeet. Daar's twee tipes, profeet van God en 'n profeet wat vals is, 'n valse profeet, die profete van Baal. Op 'n stadium was Elia die enigste profeet van God hoor, tussen 50 ander Baalse profete. Maar weet wat? Net God se profeet het waarheid in gehad. Kom ons kyk gou verder. Rigter 6. Het die Here 'n profeet na die kinders van Israel gestuur, en die het vir hulle gesê, so spreek die Here, die God van Israel, ek self het julle laat optrek uit Egipte, uit die slawehuis het ek julle uitgelei. Jy sien, so daar's nog iets belangrik wat jy moet weet van die profeet. Daar's twee punte. As die profeet gepraat het volgens die woord van God, dan is daar twee dinge wat gebeur. A, tot voordeel van hom wie luister, en B, tot nadeel van hom wie nie luister nie. Hoekom nie? Want die profeet is daar om te sê wat God sê, vir voordeel van die mens, maar dan moet die mens luister. En as die mens nie luister nie, dan is dit tot nadeel. Dis eenvoudig. As jy nie jou verhouding met God gaan regkry nie, gaan jy nie luister vir God nie. En as jy een van daai mannetjies daar wat daar gaan so 'n bietjie sukkel daar. Alright, kom ons recap gou. Profeet, he who speaks or sings by inspiration of what? Of God. Hoekom? Want hy die woord van God in sy mond. Hy sê wat God sê. Hy doen wat God hom beveel het. En as jy luister, dan is dit tot voordeel van jou en jou verhouding met God. As jy nie luister nie, is dit tot nadeel. Lieflike dag.